1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die verlore seuns. Jesus het nog 'n storie vertel om te wys hoe God voel oor mense wat wegdwaal en dan weer terugkom. Hierdie storie word die gelykenis van die verlore seun genoem. En dis een van die mooiste stories wat Jesus ooit vertel het. 'n Man het 2 seuns gehad, het Jesus begin. Die jongste seun het eendag na sy pa toe gegaan en gesê: "Pa, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." So het die pa sy besittings tussen sy 2 seuns verdeel. In daardie tyd sou 'n seun gewoonlik eers sy erfporsie kry wanneer sy pa sterf. So, vir die jongste seun om sy erfporsie te vra terwyl sy pa nog gelewe het, was baie ongewoon en eintlik baie onbeskof. Dit was asof hy gesê het: "Ek wens pa was dood sodat ek my geld kan kry." Nie lank daarna nie, het Jesus voortgegaan, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en na 'n ver land vertrek. Daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. Die jongste seun het al sy geld op dom dinge spandeer. Partytjies en plesier en dinge wat nie belangrik was nie. Hy het gedink dat hy 'n wonderlike tyd het, maar hy het nie besef dat hy besig was om alles te verloor nie. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n swaar hongersnood in daardie land gekom en hy het begin gebrek ly. Hy het gegaan en by een van die burgers van daardie land aangesluit, wat hom na sy plase gestuur het om die varke op te pas. En hy het verlang om sy maag vol te maak met pele wat die varke geëet het. Maar niemand het selfs die pele van die varke vir hom gegee nie. Die seun was so arm dat hy moes werk om die varke op te pas. Iets wat vir 'n Joodse persoon baie vernederend sou gewees het, want varke is as onrein beskou. Hy was so honger dat hy selfs die varkkos wou eet, maar niemand wou hom help nie. Toe hy tot homself gekom het, het hy gesê: "Hoeveel van my pa se huurarbeiders het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê: Pa, ek het verkeerde dinge gedoen teen die hemel en teen U. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van pa se arbeiders." Die seun het besef watter dom dinge hy gedoen het. Hy het besef dat selfs die werkers op sy pa se plaas beter af was as hy. Hy het besluit om terug te gaan na sy pa toe, om te erken dat hy verkeerd was, en om te vra of hy as 'n werker op die plaas kon werk. En hy het opgestaan en na sy pa gegaan. En toe hy nog ver van die plaas af was, het sy pa hom gesien en hom innig jammer gekry. En hy het gehardloop en sy seun omhels en gesoen. Hierdie is een van die mooiste dele van die storie. Die pa het nie gewag vir sy seun om by die huis aan te kom nie. Hy het elke dag uitgekyk vir sy seun, met die hoop dat hy sou terugkom. En toe hy sy seun in die verte sien aankom, het hy uitgegaan en gehardloop om hom te ontmoet. In daardie tyd sou 'n waardige, ouer man nie gehardloop het nie. Dit sou as onwaardig beskou word. Maar hierdie pa was so bly om sy seun te sien, dat hy nie omgegee het wat die ander mense dink nie. Hy het gehardloop en sy seun omhels en gesoen. En die seun het vir hom gesê: "Pa, ek het gesondig teen die hemel en voor pa, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie." Die seun het begin om die toespraak te gee wat hy voorberei het, waarin hy erken het dat hy verkeerd was en gevra het om soos 'n werker behandel te word. Maar voordat hy kon klaarmaak, het sy pa hom onderbreek. Maar die pa het vir sy diensknegte gesê: "Bring gou die beste kleed en trek dit vir hom aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete.
en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore, en is gevind. En hulle het begin vrolik wees. Die pa het nie net sy seun vergewe nie. Hy het hom ten volle herstel as sy seun. Die beste kleed, 'n ring en skoene was alles tekens dat die seun nie 'n werker was nie, maar 'n geliefde seun. En die pa het 'n groot fees gehou om te vier dat sy seun teruggekom het. En sy oudste seun was in die veld. En toe hy nader aan die huis kom, hoor hy musiek en dans. En hy het een van die diensknegte na hom geroep en gevra wat dit beteken. En hy het vir hom gesê, jou broer het teruggekom, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Die oudste seun was nie so bly soos sy pa nie. In plaas daarvan was hy eintlik kwaad. En hy het kwaad geword en wou nie ingaan nie. Sy pa het toe uitgegaan en hom gesmeek, maar hy het geantwoord en vir sy pa gesê, kyk, ek dien pa nou al so baie jare, en ek het nog nooit 'n gebod van pa oortree nie. Maar vir my het pa nog nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van pa, wat pa se goed met slegte mense deurgebring het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Die oudste seun het gedink dat dit onregverdig was van sy pa. Hy het altyd hard gewerk en sy pa gehoorsaam, maar hy het gevoel dat hy nooit beloon is nie. En nou het sy broer, wat alles weggegooi het, 'n groot fees gekry. En hy het vir hom gesê, kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore, en is gevind. Die pa het die oudste seun herinner, dat hy altyd by hom was, en dat alles wat die pa gehad het, ook syne was. Maar dit was reg om fees te vier, omdat die jongste seun wat verlore was, nou gevind is. Jesus het hierdie storie vertel om te wys hoe God voel oor mense wat wegdwaal en dan weer terugkom na hom toe. God is soos die pa in die storie, altyd gereed om te vergewe, altyd op die uitkyk vir die wat weggedwaal het, en baie bly wanneer hulle terugkom. God verwelkom sondaars terug met oop arms, nie as werkers nie, maar as geliefde kinders. Onthou dat God soos die pa in die storie is. Al dwaal jy soms weg of doen jy verkeerde dinge, God is altyd gereed om jou te vergewe en jou terug te verwelkom in sy huis as sy geliefde kind. God se liefde vir jou is so groot dat hy altyd na jou uitkyk en gereed is om jou te omhels wanneer jy na hom toe terugkom. Fluit, fluit, my storie is uit.